Goeienaand aan elkeen weer eens. Het is wonderlik om op hierdie maandag aand weer in die huis van die Here te kan wees en stil te kan word en net rustig te kan wees, die dag rustig saam met die Here en in die teenwoordigheid van die Here te kan afsluit. So baie welkom ook weer eens aan elkeen. Baie dankie vir die voorreg om saam met u te kan wees. Kom ons maak ons Bybels oop by 1 Samuel hoofstuk 1. 1 Samuel hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 19. Samuel hoofstuk 1 vers 1 tot 19. Goed, as ons allemaal nog mee, dan lees ons. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die gebergte van Ephraim, en sy naam was Elkana, die seun van Jeroham, die seun van Elihi, die seun van Tohi, die seun van Sif, 'n Efratiet. En hy het 2 vroue gehad. Die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina, en Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinias, priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy dan gedoen van jaar tot jaar, en telkens as sy opgaan in die huis van die Here, so het sy, dus Penina, haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy, en waarom eet jy nie, en waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op nadat hulle geëet het, en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit, by die deurpos van die tempel van die Here, en bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien, en aan my dink, en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra, sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed, wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie die dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Daarom sê sy, mag u dienares guns in u oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak, en voor die aangesig van die Here aanbid, en teruggegaan, en by hulle huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken, en die Here het aan haar gedink. Net tot sover die geleesde deel dan. Liewe broers en susters, die Here het nou vanmiddag hierdie gedeelte spesifiek op my hart kom lê, terwyl ek regtig waar oortuig was van 'n ander gedagte wat die Here in my hart lê, en wat ek die hele nag al bietjie oor gedink het en so aan. En toe vanmiddag toe kom die Here en hy gee hierdie woord, hierdie skrifgedeelte, en ek het nou die hele tyd nou al gesit en ek wil sê geworstel as 'n serie, maar gesit en gevra, hoe bring ons hom na Pinkster toe uit?
En daarom gaan ek nie 'n klomp gedagtes hier uithaal nie, maar wat ek wel in my hart ervaar het, was dat die Here vir my en vir u wil vra, wanneer laas het ons voor die Here geween oor ons eie geestelike toestand? Wanneer laas was ek en u voor die Here, omdat ons nie tevrede is met wat ons in ons geestelike lewens beleef nie? Of ons kan het omdraai. Is jy tevrede met jou geestelike lewe? Is jy tevrede met die pad wat jy aankom saam met die Here? Jy sien, Hanna se probleem was, as 'n mens so kan noem, ons weet haar probleem was, sy kon die kinders in die lewe bring nie, en het was nie haar skuld nie. Maar haar probleem was, dat sy 'n man getrou, en 'n man se verwagting is, dat die vrou wat hy getrou het, vir hom kinders sal in die lewe bring. En sy het getrou met hom, omdat sy lief was vir hom, en omdat sy geglo het, dat sy gaan vir hom kinders in die lewe bring, so het sy uitgesien na hierdie lewe, saam met hom, en 'n familie saam met hom te kan begin, en dan moet sy met 'n skok, na 'n paar jaar uitvind, dat sy nie bevoorreg is om kinders te kan hê. En dan sien ons, dis nie aan te beveel, hierdie gedagte van Elkana, dat hy 2 vrouens gehad het, en dit weet ons seker nie. Maar nou het hy nog hierdie ander vrou, wat hy nie regtig so lief het, soos wat hy vir Hanna het nie, maar nou is dit so, dat hierdie ander vrou kinders in die lewe bring, en hierdie kinders bring vir Elkana vreugde. Maar eintlik wil hy by hierdie vrou, wil hy kinders hê, die een wie hy eintlik die meeste lief voor het, maar sy kan nie. En weet jy, liewe vriende, as ons net dink daaraan, dan weet ons vanaand dat die kerk van die Here Jesus is veronderstel om die bruid van Jesus te word. Ons kan nog nie sê dat die kerk is die bruid nie, as ek dit so kan noem, in vandag nie. Want nie almal wat in die kerk sit en in kerke sit, is kinders van die Here nie. So almal maak nie deel uit van die bruid van die Here Jesus nie. Hy gaan kom en sy bruid kom haal. Maar die hele gedagte is, dat as ons die kerk van die Here Jesus is, as ons die bruid van die Here Jesus is, dan moet ons kinders voortbring. Dan moet ons vrug dra vir dit waarvoor hy ons geroep het, waarvoor ons gisteraand gepraat het. En op die oomblik is die groot tekortkoming van die kerk, is dat dit nie die vrug voortbring, wat God in gedagte gehad het nie. Want jy sien, liewe vriende, ons ken die groot opdrag. Die groot opdrag is, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Doop hulle, leer hulle. Maar gaan maak bekend. Hierdie persoon vir jou lewe verander het. Gaan vertel vir hulle van hom. Nie van jou lewe nie, maar van hom wat in jou lewe gekom het en die verskil in jou lewe kom maak het. Dit bly 'n groot verleentheid vir die kerk in Hebreë. As ons aan die einde van 'n jaar sou kom en ons moet gaan kyk na die statistieke van 'n gemeente, en daar was nie eens 'n handjievol bekerings nie. Dis 'n verleentheid vir God, wanneer ons voor hom kom en hy ons nog 'n jaar uitgespaar het, nog 'n jaar gedra het, nog 'n jaar finansiëel uitgespaar het, maar ons het niks om daarvoor te wys nie. Ons het nie vrug om vir hom te bring nie. En dit was hierdie toestand in Hanna se lewe. Kom ek sê dit sommer net, dat Penina het dit goed gevind om met Hanna te spot. Mense sou gedink het dat sy dan 'n bietjie simpatie sou hê, omdat sy self 'n vrou is. Maar sy het met Hanna gespot. En dit het gemaak dat Hanna gedurig deur herinner was aan haar tekortkominge. Vriende, weet ons dat die wêreld spot met ons? Weet ons dat die wêreld kyk na die kerk en hulle vra vir ons, sê julle dien 'n lewende God. Sê julle dien 'n God wat enigiets kan doen. Sê julle dien 'n God wat vir julle kan sorg en wat vir julle kan dra. Wys dit vir ons. Vriende, dit is verskriklik. Vir my was dit verskriklik. Ek weet nie dat daar gekyk het nie, maar toe hierdie hofsaak aan die gang was en ek weet nie eens wat die uitslag toe was nie,
maar toe hierdie hofsaak teen die skole aan die gang was oor die godsdiens in die skole, toe het jy al die WhatsApps gekry wat die hele land rondhardloop. Julle moet bid, want die hof wil die godsdiens uit die skole uitvat. Vriende, ons vyand, ons laaste vyand wat ons moet dink vir ons gevaar is die hof en dan die regering ook. Ons is ons eie vyande. Maar die vraag is, waar is ons op Sondag? Waar is ons op Pinksteraande? Waar is ons op wanneer die geleenthede daar is vir ons om die Here te kan aanbid? Waar is ons? Ons het nie hierdie mense nodig om dit van ons weg te vat nie. Ons stoot dit van onsself af weg. En dis die vrug wat ons voortbring, liewe vriende. En hierdie vrug maak nie 'n impak nie. En daarom het Hanna, toe sy sit met haar situasie, hier is so 'n klomp dinge wat sy uitspreek van om te sê hoe sy voel oor haar toestand. Sy sê, ek het my siel voor die Here uitgestort. Die Bybel sê, sy het bitterlik geween en sy was bitterlik bedroef. Hoekom? Omdat sy nie die een ding wat 'n man van 'n vrou verwag, en dit is om kinders in die lewe te bring, omdat sy nie kinders vir hom in die lewe kan inbring nie. En die kerk is besig om agteruit te gaan. Kinders van die Here, sy verhouding met die Here is besig om agteruit te gaan, liewe vriende, en dit pla ons nie. Ons gaan aan. Solank ons daarom nog gewerk het, solank ons daarom nog 'n inkomste het, solank ons familie daarom net alright is, dan voel ons kan aangaan. Ons kan aangaan sonder die vrug, die geestelike vrug in ons lewens. En ek dink die een ding wat die Here hierdie Pinkster spesifiek vir ons wil sê, is dit nog nie tyd vir julle om die Here se aangesig te soek nie? Is dit nog nie tyd vir u as 'n individu, vir my as 'n individu, om God se aangesig te soek oor die doodsheid wat daar in my lewe is nie? Oor die feit dat my Christendom nie 'n impak maak nie. En vriende, ons dink baie keer om 'n verskil te kan maak, moet jy iemand kan wees wat kan hard praat, en moet iemand kan wees wat alles stop en sê, luister, ek het 'n boodskap vir julle. Nee! Vriende, ons kan die beste predikers hier op 'n aand kry, maar as God nie sy teenwoordigheid openbaar nie, sal daar niks gebeur nie. Dit is nie mense wie die verskil maak nie, dis God deur mense wie die verskil maak. En daarom soek die Here nie die wonderlikste, die beste mense wat dink hulle die vermoë om die wêreld te gaan omkeer vir die Here nie. Weet jy wat soek die Here? Die Here soek mense wat weet hoe dit is om toe te laat dat God in hulle leef. Dat hy sy teenwoordigheid deur my en u kan openbaar. Want dit is sy teenwoordigheid wat die verskil maak. Dit is sy salwing wat die verskil maak. Dis die Here wat die verskil maak. En Hanna het uitgeroep tot die Here. En weet jy wat vir my so kosbaar is, nog van die feit dat sy uitroep tot die Here, is dat dit wat sy vir die Here vra, nou moet ons nou mooi hoor, maar dit wat sy vir die Here vra, is vir die Here tot 'n voorbeeld. Sy weet dit nie, maar dit word bewys. Want jy sien die vriende, wanneer sy vir die Here vra, gee my 'n kind, dan sê sy saam met dit. En dis die wonderlikheid daarvan, dat as ons bid vir die Here, dat hy sy kerk opnuut moet kom vul met sy Heilige Gees, dat hy sy kinders sal volmaak van homself, dat daar weer 'n liefde in ons as kinders van die Here se harte vir die Here sal wees, 'n gedrewe liefde na God toe. Dan is dit tot voordeel van die koninkryk. En ons pluk die vrugte daarvan en die vreugde daarvan. Sy kom en sy sê, Here, as u vir my 'n kind gee, dan gee ek hom vir u terug. Maar vat net hierdie doodsheid uit my lewe uit weg. Vat net hierdie spanning wat ek in my het. Vat net hierdie pyn wat ek mee rondloop van onvrugbaarheid. Here, vat dit net weg. En as u my seën, dan gee ek dit vir u terug. Is dit nie kosbaar nie?
Is die gebede van Christene nie vandag maar die meeste selfsugtige gebede nie? Here, as U my seën, dan sal dit met my goed gaan. Die seën waarmee die Here ons seën, is heel dikwels nie 'n seën vir die koninkryk nie. Ek het altyd die illustrasie gebruik, of ek wil sê ek het gesien, in 'n gemeente waar het was 'n baie arme gemeente, hulle het niks gehad nie, hulle het nie 'n kerkgebou of niks gehad nie. Die meeste mense het nie werk gehad, daar in Mannenburg op die Kaapse vlakte. En toe die Here ons begin seën met nuwe mense het ingekom en van die kinders het studeer en ons het vir hulle gebid en vir hulle aangemoedig en hulle het matriek later gedoen en toe het hulle goeie werke gekry, baie in die staatsdiens het hulle werke gekry en so aan. En toe was ek onthou, toe ek die predikant daar geword het, was ek omtrent die enigste met 'n voertuig. En toe het hulle begin om voertuie te koop en so aan. En toe skielik begin het dat Sondae is hulle nie meer almal in die kerk nie. Die seën van die Here het vir hulle 'n vloek geword. En so dikwels bid ons vir die seën van die Here, maar dit gaan draai nooit terug dat dit vir die koninkryk tot voordeel is nie. Maar dit gaan oor my. En so kom seën die Here vir Hanna, weet ek seën, en dan sien ons hoe dat sy eintlik die kind weer teruggee vir die Here, en sy los 'n probleem vir die Here op, want die Here sit met Eli, sy 2 seuns, wat by hom moet oorneem, hy's besig om dood te gaan, hulle moet by hom oorneem, maar hulle kan nie. Hulle kan nie die koninkryk verteenwoordig nie, want hulle hoereer met die meisies wat by die tempel werk, en hulle pers die mense af om offervleis vir hulle, die bestes vir hulle te vat. En Eli kon niks aan doen nie. Hulle kon nie by Eli oorneem nie. Inteendeel, liewe vriende, is eintlik hartseer as dit so staan in die Bybel, dat die Bybel sê, God wou hulle doodmaak. En dit sou beteken dat as die Here hulle die weg uitruim, is daar niemand om hierdie ambt verder te vat nie. En nou kom Hanna, en sy kom sit haar seun by die tempel neer. Sy is presies, seker hoe oud hy was nie, maar heel was kindertjie by 6 jaar oud of so, moontlik. En sy sit hom dan neer, en sy sê, Here, U het my geseën, nou is hy 'n seën vir U. En dit is interessant hoe die Bybel sê, sy het hom daar gelos tot die dag van sy dood, om die Here te dien. Broers en susters, as ek en U net by daardie plek kan kom, waar ons besef, waar ons eerlik is met onsself, en erken, Here, ons maak nie die impak wat ons veronderstel is om te maak nie. En hoor mooi, ek sê dit nie veroordelend nie, want ek tel myself daaronder. Maar tensy ons nie die waarheid in die oë gaan kyk nie, tensy ons nie tot by die besef gaan kom, dat Here, as ek kyk na my eie lewe, dan maak dit nie die impak wat ek veronderstel is om te maak nie, want Here, ek moet bely, dat my gedagtes is nie eens by U nie. My gedagtes is by my werk, my gedagtes is by my gesin, my gedagtes is hoe ek gaan oorleef, hoe ek dit gaan maak na die einde van die maand toe. Here, ek moet bely, dat ek nie in die oggend as ek opstaan, dalk stilte tyd hou of nie stilte tyd hou nie, maar ek moet bely, dat ek nie eens dink aan hoe gaan ek God in hierdie dag verheerlik nie. U is nie eens deel van daardie prioriteit nie. En die gevolg is die vrug wat ons sien, lyk soos ons lewens. Jy sien, die werklikheid is nie dat mense so hard geword het vir die evangelie, seker wat hard geword het. Maar hoe kan ons enige resultate verwag, as ons nie die evangelie met hulle deel nie? Jy sien, ons het besluit die mense wat die evangelie hoor. Ons het besluit, hulle gaan die deure toeslaan in ons gesigte, as ons dalk by die deur gaan klop. Ons het besluit, dat ons weet nie wie is die ou wat hier langs aan my sit, en werk nie so, ek wil nou nie my godsdienst op hom afdruk nie, so los hom maar, dat hy jou toe gaan. Ek sien, liewe vriende, die kerk, ek het het al vroeër gesê, die kerk het 'n meer veroordelende houding ingeneem. Ons veroordeel almal, sonder dat ons probeer het om die evangelie met iemand te deel. En dis die doodsheid wat daar in ons is. Want ons glo nie meer dat die Here wie in ons is, in staat is om lewens te verander nie.
En dit maak, liewe vriende, dat ons nie regtig bruikbaar kan wees vir dit wat God in gedagte het vir 'n tyd soos hierdie in ons land, in die dorp waar ons geleë is nie. Want ons glo eintlik self nie meer nie. Hanna het na die Here toe gegaan, sy het haar hart voor die Here uitgestort, want sy het gesê, Here, ek is onvrugbaar. Ek kan nie dit reg kry wat 'n vrou veronderstel is om reg te kan kry. En dis om 'n kind vir haar man te bring nie. En my man het 'n verwagting en ek het 'n vrou wat hier met my spot. En sy, nie dat sy rede het om met my te spot nie, maar die werklikheid is, dit waaroor sy spot is waar. So Here, ek kom na U toe. Ek kom stort my siel voor U uit. Ek kom maak my hart voor U leeg. Here, ek gee nie om of U sê ek is dronk nie. Here, U ken my hart. Jy sien, liewe vriende, ons het vir te lank mekaar gepaai in die kerk. Ons moet tog mense versigtig aanspreek, dat ons hulle nie ontstel nie. En dit het gemaak dat sonde ons ook nie meer ontstel nie. Dit het gemaak dat ons by begrafnisse kom van families en van vriende en van kennisse en dan word die persoon begrawe en niemand het 'n getuienis dat die persoon wat begrawe word 'n verhouding met die Here gehad het nie en dit ontstel ons nie eens nie. En so gaan mense dikwels deur die kerk hel toe. Want die kerk van Here Jesus is nie meer ontstel oor die dinge wat vir God ontstel nie. En ek en U is die geroepenis om die verskil te maak. Ek en U is die geroepenis om 'n lieflike geur te wees. En ons kan beklei soos wat ons wil, en ons kan verdedig soos wat ons wil. Maar vriende, kom ek sê vir U so, jy gaan min mense hier buitekant oortuig om na hierdie kerk toe te kom. Enige ander kerk in die dorp vir daardie mense. Jy gaan min mense oortuig om te sê, kom dien saam met ons die Here, en dan stap vanaand die in en sê, is dit hoe julle opgewonde julle is oor julle Here? Waar is julle? Hoekom het julle na 25 jaar nog nie die plek vol gemaak, as julle so 'n wonderlike God dien nie? Jy sien, liewe vriende, hierdie gemeente is die vrug van ons lewens. Dis die vrug van U lewe. So wat is die vrug? So jy sien, mense het nodig jy het ongelukkig nodig om self ondersoek te gaan doen. En dan moet 'n mens vra, dra my gebedslewe nog vrug? Is jou gebedstyd waarlik 'n ontmoeting met God? Of is dit net om vir hom te sê, Here, U moet weet, dis hoe my program, en ek sorg dat U daar is, dat my program kan uitwerk? Hoe lyk ons gebedslewens? Vriende, hoe lyk ons verhoudingslewens? Hoe lyk ons verhouding met ander mense? Hoe lyk ons verhouding met gemeentelede? Hoe lyk ons verhoudings by die werksplekke? Is almal maar goddeloos by die werk en daarom, omdat jy hierdie Christen is, kan jy met niemand oor die weg kom nie? En as mense dalk vir hulle sou sê, maar jy is eintlik 'n Christen, sal ek sê, o, dankie tog, ons is nie. Wat se vrug dra jou verhouding? Hoe lyk die vrug van ons toewyding aan die Here? Hoe lyk die vrug van ons dankbaarheid aan die Here vir alles wat hy vir ons beteken en al gedoen het in ons lewens? Hoe lyk die vrug? Is ons lewens 'n aansteeklike lewe vir die Here? Want jy sien, liewe vriende, die wonderlikheid is, die Here het vir ons sulke wonderlike dinge in gedagte. Ek het al by so 'n bietjie frustrasie mee opgebou, en ek sê dit baie keer vir ons eie mense ook, man, moet net nie weer oor die Here kom praat nie, want ons praat met te veel oor die Here, en ons praat oor die Bybel, en ons praat oor die kerk, en ons hou van om oor alles te praat, maar ons doen niks. Alles werk op papier uit, maar ons aksies getuig nie daarvan nie. So kom ons stop om te praat. Kom ons begin doen dit wat ons sê, ons glo, en kom ons bring die resultate terug.
Want die Here sal, wanneer sy kinders hom weer glo, wanneer sy kinders weer glo, daar is krag in gebed, dan sal ons sien hoe dat God gebed beantwoord. As sy kinders weer glo, dat dit is die woord van God, en die woord het sy eie krag. Vriende, dis die wonderlikheid vir my van die woord van die Here. Ek hoef dit nie kragtig te preek nie. Paulus het gesê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Hoekom nie? Want dit is 'n krag van God. En dis hoekom die duiwel wil nie hê dat ek en u moet praat van die evangelie boodskap nie. Hy wil hê ons moet praat van Jesus nie. Want die oomblik wanneer jy praat van Jesus, dan is die krag self daarin. Jesus is die krag van God. So bly stil. Praat met die kerk daaroor. Praat met mekaar daaroor. Maar hou dit vir jouself. As in elk geval geen gevaar vir die dorp nie. So ons het nodig. Ons kan vir mekaar vra. Hoe lyk ons finansies? Is ons finansies 'n vrug tot eer van die Here? Gee jy jou volle tiende? Ekskuus. Gee jy jou volle tiende, hoe jy dit ook al bereken? Of is jou finansies ook dood en onvrugbaar vir die koninkryk, want dit gaan nie vir jouself. En so kan ons aangaan, liewe vriende, elke ding kan jy gaan vra. Jou gesin, is jou gesin vrugbaar vir die Here? Of is ons selfsugtig in ons gesinne? Dit gaan net oor ons veiligheid, oor ons voorsiening, want ons dink, ons hou ons gesinne in stand, en ons vergeet, dis God se genade. So liewe vriende, is dit nie nodig, is dit nie tyd, dat ek en u tyd moet maak, om voor die Here te kom ween, oor die geestelike toestand van ons lewens nie? Is dit nie nodig, dat ons moet begin roep tot God? Dat ons vir die Here sal sê, nie omdat die dominee so sê nie, maar omdat jy self gewaar is in jou binneste, dat daar nie meer 'n lewende, 'n relatiewe verhouding met die Here is nie. Ons aanvaar die Here maar nie. Ons aanvaar maar hy saam met ons. Sien dat vir my kosbaar is van Hanna, alhoewel sy hierdie probleem gehad het, het sy dit nie net aanvaar nie. Sy het nie net besluit, dis nou maar die lot wat op my geval het, dis nou maar die vloek wat op my rus, dis nou maar my teleurstelling. Nee, sy het geglo, God kan dit verander. God kan hierdie gemeente, 'n leiersgemeente in hierdie dorp maak, nie ter wille van 'n posisie nie, maar God kan. Ons is geneig om te dink, as ons so 'n groot kerk, dan soos die enige kerk gehad het, sal ons ook dan wonderlik gefunksioneer het. Kerk se grootte gaan niks verskil maak aan die mense binne in nie. Is nie die Here? Daar's niks wat hierdie gemeente verhoed, om hierdie dorp vir die Here om te keer nie. Daar's niks wat hierdie gemeente verhoed, om nog ander gemeentes te gaan plant, in die omliggende buurte nie. God kan dit doen deur u, liewe vriende. Hy kan dit deur ons gemeente in Kuilsrivier doen. Maar as ons nie die nood sien nie, sal ons nooit bid daarvoor nie, sal ons ook nie glo God kan nie. Dan sal ons niks sien in elk geval nie. En die hartseer is, dat die meeste Christene sterwe, sonder dat hulle ooit iets van die volheid van Christus beleef het. En ek dink dat dit gaan dalk vir ons een van die grootste skokke wees. Die dag as ons sterwe, en ons kom voor die Here, en ek glo dit was baie Christene al, en die Here wys vir ons, sê, weet jy, dit en dit en dit en dit. Jy het daar omgedraai, want jy het nie die geloof gehad, dat ek jou kan deurvat nie. Kom ek maak vir jou oop, wat het ander kant gewag, as jy net vir my wil vasthou. Die Here glo gaan vir ons geleenthede wys, wat ons nie geglo het, God kan nie, en die Here het vir ons gebring tot daar, sodat ons hom kan vertrou, en Hanna het net besluit, maak nie saak, haar man kom en sê, man, is ek nie vir jou meer werd as 10 kinders, of 10 seuns nie, is ek nie goed genoeg vir jou nie, nee, jy is nie. 'n vrou is veronderstel, dis wat Hanna wil sê, 'n vrou is veronderstel, om kinders vir haar man te gee, en God het my 'n vrou gemaak, en God het my 'n man gegee, so wat is die probleem? En dis so kosbaar, as ons hier lees, 'n jaar later, waar hy staan, dat Elkana het weer sy vrou beken, en dan staan daar, en die Here
het aan haar gedink. Want die Here het haar hart gesien, hy het haar smart gesien, en het vir haar gegee, omdat sy geglo het, God kan. Penina het 'n klomp kinders gehad, sy het al groot kinders gehad. So daar was geen rede vir Hanna om te wil glo, dat God kan nog vir haar moederskoot open nie. Maar sy het besluit, ek gaan hom nie los nie. Vriende, die enigste tipe gemeente wat 'n verskil kan maak in enige dorp, is 'n gemeente wat gevul is met die Gees van die Here en wat gelei word deur die Gees van die Here. Dis die enigste tipe gemeente wat 'n verskil kan maak. Anders gaan ons maar net deel wees van die statistieke. En die Here moet ons help dat ons nie statistieke word nie. Die Here moet ons help dat ons dit kan laat gebeur wat Hanna laat gebeur het, en dis om vir God van plan te laat verander. So ek wil die oproep, ek wil die vra, wees eerlik omtrent jou eie lewe. Wees eerlik omtrent jou eie verhouding. Jy skuld niemand hier 'n verduideliking nie. Maar as jy eerlik is met jouself oor jou verhouding met die Here, is jy tevrede met waar jy vandag met die Here staan? Is jy tevrede met hoe jy die Here dien tot nou toe? Is jy tevrede met die vrug wat daar in jou lewe is vir die Here? En dan wil ek vra, as jy nie is nie, kom ons roep tot die Here. Kom ons gebruik die geheim wat Hanna gebruik het. Want dit, liewe vriende, is wat in die boventrek gebeur het. Daar in die boventrek het daar die 120 mense tot God uitgeroep. Weet jy hoekom? Omdat hulle geweet het hulle het geval. Hulle het geweet dat as daar nie 'n ingryping van God sal wees nie, sal hulle almal doodgemaak word, sonder dat hulle die oorwinning beleef het. Maar omdat hulle bereid was om God te soek, omdat hulle bereid was om met hulle teleurstellings te deel, om met hulle mislukkings te deel, om hulle bereid was om, al was dit uit vrees ook al, maar om te gaan wat God gesê het hulle moet doen, het die Here hulle genade geskenk. En dieselfde mense wat liderlik volgens ons mening gefaal het, weggehardloop het, die Here verloon het en verraai het, dieselfde mense word deur God gebruik om die wêreld te evangeliseer. Toe God hulle gebede antwoord. En daarom is ons nie te min nie, ons het nie meer mense nodig in die eerste plek nie, maar ons het meer mense nodig wat gevul is met die Heilige Gees. Ons het meer mense nodig wat weet, ek kan vir die Here uit myself uit niks doen nie, maar as die Here in my kan kom, en as hy kan kom oorneem, beheer van my lewe oorneem, dan kan hy met my 'n magtige menigte verslaan. God kan. Ons het die Gees in ons, omdat ons kinders van die Here is. Nou moet ons net die Gees toelaat om beheer oor te neem van ons lewens, van ons wandelwyse. Ek gaan vir u nou vra, amen. Ek gaan nou vir u vra, as net so vinnig, daar waar die sit, so 5 of 6 mense na mekaar toe, draai net na mekaar toe, kom ons bid saam. As daar 3 of 4 mense in die groep is wat sommer net wil bid, en die groep wil lei in gebed, en mag die Here vir ons gee, dat soos wat ons bid, dat ons nie, ek wil nie sê, ons nie eens dink wat ons wil bid nie, maar dat die Here vir ons lei, en dat ons eintlik namens mekaar sal bid, maar dat ons dit wat die Here op ons harte lê, dat ons dit vanaand voor die Here sal bring, dat ons nie sal praat oor gebed en nie bid nie. Nee, ons moet nie dit doen. Pinkster is 'n tyd van gebed eintlik en nie van prediking nie. So kom ons draai vinnig na mekaar toe. Ons gee so 5 minute of wat nodig is, maar kom ons praat met die Here. En as Here op jou hart lê, bid. Moenie bid uit gewoonte nie, moenie bid omdat jy weet hoe om te bid nie. Bid regtig omdat jy voel die Here sê, ek moet nou bid. Ek moet hierdie gebed neem en lei en die Here my laat gebruik.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons op eenvoudige wyse net na U toe kon kom vanaand en kon reageer op die woord. Here, ek glo met my hele hart dat daar nie by enigeen van ons twyfel is oor, het ek meer nodig nie. Ons weet ons het meer nodig. Here, maar ons weet U is alles dit wat ons meer nodig het. Dit is die mate waarin ons vir U toelaat om met ons te werk en in ons te werk, wat bepaal wat my effek daar buite kan gaan wees. Want in onsself het ons geen effek nie. Here, ons bid vanaand, ons wil regtig waar ernstig bid en vra, help vir ons, wys vir ons, praat met ons. Here, dat ons net weer sal sien, wat wil U vir elkeen van ons sê, want dit is nie asof almal presies dieselfde ding dan moet gaan doen nie, maar Here, dat ons net sal sien weer, hoe moet ek meer tyd met die Here spandeer, hoe moet ek meer in die teenwoordigheid van die Here kom, dat ek die hart van God kan verstaan. Here, dat U luister na die gebede van die kinders. U het gesê dat as julle tot my nader, dan nader ek tot julle. En Here, ja, in baie van ons lewens moet daar reinigingswerk ook plaasvind, maar U is gereed om dit te doen, die oomblik wat ons kan eerlik wees en erken, Here, ek het dalk sonde in my lewe toegelaat, ek het dinge in my lewe toegelaat, wat kompeteer met U. Maar Here, ek wil weer vir U die regmatige plek in my lewe kom gee. Ek wil weer my eerste liefde terugbid. Vader, ons bid ons voor. Ons bid, Here, dat U vir ons sal help, dat ons weer die troon van die Here sal bestorm met smeekgebede, met Here deurdringende gebede, dat ons nie maar net sal bid omdat ons 'n paar minute het nie, maar dat die doel sal wees, Here, dat ons U sal vashou. Ons het soveel getuienisse in die Bybel van hoe dat mense U vasgehou het. Here, Hanna is een van die voorbeelde, sy het U vasgehou en uiteindelik het U aan haar gedink. Here, ek dink aan daardie vroukie met die Sirofenisiese vrou, wat met haar dogtertjie na U toe gekom het, en Here, U daar geloof tot die uiterste toe beproef, toe U vir haar gesê, dis nie goed om die brood van die kinders vir die hondjies te gooi nie. Here, was sy was bereid om die krummels te vat. En omdat sy aangehou het en geweet dat die Here is die enigste oplossing en antwoord, het U vir haar gesê, jou geloof het jou gered. So ons bid vanaand, Here, weer vir gebede wat geloof het, gebede wat glo, God kan dit antwoord, en as God dit antwoord, gaan daar 'n verandering kom. Here, die wonderlikheid is, dat as ons U meer sal soek, soos Hanna ons harte uitstort en bekend maak aan die Here en eerlik is met die Here, dan Here, gaan dit vir die koninkryk tot 'n voordeel wees. Die koninkryk gaan uitgebrei word, die koninkryk gaan gevestig word, ook hier in Bronkhorstspruit. Here, help ons daartoe asseblief. Dankie dat ons vanaand kan weet, daar is niks wat vir U terughou, of U hou nie U self terug, dat U ons nie wil seën en dat U nie met ons wil werk nie. Maar Here, dit is al die skeidsmure wat ons self opgebou het, wat vir U weerhou daarvan, om U doel met ons lewens te kan vervul. En daarom het ons nodig in Pinkstertyd, Here, om selfondersoek te doen, te sê, Here, U hou vir ons voor wat ons kan wees, wat U wil hê ons moet wees. Maar ons moet gaan kyk, wat is dit wat ons so besig hou, dat ons nie dit nastreef, wat God vir ons in gedagte het nie. Help vir ons. Ons het U nodig, Here, en ons is begeerig na U. Ons is begeerig om die koninkryk te sien kom, hier in Bronkhorstspruit, in Kuilsrivier, in die Strand, en oral, Here. Ons wil die koninkryk sien kom. En dankie dat U het gesê, dat nie eens die poorte van die doderyk die koninkryk kan stop nie. Here, dankie dat ons sommer net op 'n eenvoudige wyse kan vra, vul ons met die Heilige Gees. En Here, ons weet ons kan 'n fout maak deur te sê, maar dit moet net so gebeur soos daar in die Bybelse tyd, en ons wil tonge van vuur en 'n windhoring en aardbewing en al die dinge. Here, dankie dat U groter as dit is.
Maar dankie dat ons net vanaand een ding kan sê, Here, vul ons met die Heilige Gees, kom neem beheer oor, dis die begeerte van ons harte, ons wil uitverkoop aan U wees. Seën ons nou verder asseblief, in Jesus se naam. Amen.